Oh, soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Oh, soon and very soon we are going to see the King and crown Him Lord of all. Oh, crown Him Lord of all. Crown Him Lord of all. Oh, crown Him Lord of all. And crown Him Lord of all. Klap je handen samen, zeg het weer. Oh, soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah. Soon and very soon we are going to see the King. Oh, soon and very soon we are going to see our King and crown Him Lord of all. We're gonna crown Him Lord of all. Crown Him Lord of all. Crown Him Lord of all. And crown Him Lord of all. Crown Him Lord of all. Oh, we're gonna crown Him Lord of all. Crown Him Lord of all. Crown Him Lord of all. And crown Him Lord of all. Hallelujah. Amen. Oh, daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in die dierbare bloed van die lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in die dierbare bloed van die lam. Oh, hier is een lam, hier is een lam. Hy het sy bloed gestort vir my. Dankie Here. Hy sal my met kracht bestraal, sodat ek nooit sal verdwaal. Daar is kracht in Jesus bloed. Oh, daar is kracht, kracht, daar is wonderbare kracht in die dierbare bloed van die lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in die dierbare bloed van die lam. Oh, hier is een lam, hier is een lam. Hy het sy bloed gestort vir my. Hy sal my met kracht bestraal, sodat ek nooit sal verdwaal. Daar is kracht. Kom on kerk, gloei dit vanmorgen, sê dit weer saam. Oh, daar is kracht, kracht, daar is wonderbare kracht en die dierbare bloed van die lam. Sy naam is Jesus. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht en die dierbare bloed. Halleluja. Oh, hier is een lam, hier is een lam. Hy het sy bloed gestort vir my. Hy sal my met kracht bestraal, sodat ek nooit sal verdwaal. Daar is kracht in Jesus bloed. Halleluja, kom aan kerk, steek hem jou handen so op en sê, daar is kracht. Let your living water flow over my soul, and let your Holy Spirit come and take control of every situation
that has troubled my mind. All my cares and burdens onto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Father, Father, Father. Come on, say Holy Spirit. Oh, Spirit, Spirit, Spirit. Gaan we nog één keer zeggen. Oh, Jesus, 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 Father, oh Father, 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 Holy Spirit, oh Spirit, Spirit, Spirit. Ek glo dit wat ek oor preek is goeders wat as jy dit begin implementeer in jou lewe, gaan jy die oorwinning behaal. Amen. En kom ek sê gou dit, geef my so klein bietjie meer op hierdie mic. Baie mense dink dat die evangelie is 'n quick fix. En daar is definitief krag in die Heilige Gees om dadelik 'n switch in jou hart aan te sit. En dis die realiteit. Wanneer jy tot bekering kom, jou lewe oorgee, is jou hart verander, maar jou wêreld lyk om jou presies nog dieselfde. En dit kos om God se beginsels toe te pas, om geestelik te groei en sterker te word. Amen. Is jy by my? En my nie nou vanmôre drop nie. Ek soek ten minste uit elkeen se mond uit 2 amens, 2 halleluja's en 1 die Here is goed terwyl ek preek. Is dit reg? Nee, jy moet dit nie opgebruik nie. Maar die waarheid is, ek wil vanmôre met jou iets praat wat die Here in my hart gesit het en dit is miskien die realiteit en die ding wat in my hart opgekom het en my titel vanmôre is as jou geloof begrawe word. As jou geloof begrawe word en ek gaan so paadjie met jou stap want dis iets wat ek in my lewe al beleef het en ek weet jy het dit al in jou lewe beleef en ek gaan kort wees vanmôre. Die realiteit is, party mense lewe van storm tot storm. En ander mense leef van oorwinning tot oorwinning. Maar die waarheid is, daar's altyd iewers 'n storm in 'n mens se lewe. Daar kom goeters in ons lewe en jy kyk hom so aan en jy weet, daar is moeilikheid. Praat ek met iemand, het ek 'n regte gehoorbeet vanmôre. Weet jy waarvan ek praat? En wanneer die storm kom, dan is die vraag, wat is die rede van die storms in my en jou lewe? Is jy by my? Nou kom ek vertel jou gou 'n storie van storms en ekskuus, my stories is maar my stories, maar ons gaan ons nou elke jaar loskop toe en ek en my seun gaan die oggend uit, maar die oggend toe ons uitgaan en is nou manne wat saam met my kan stem, die oggend het die weer net for some reason van nie gelyk. Jy kan nie sê daar's fout nie, maar dit is asof jy weet daar's fout. Maar ons gaan uit en toe die son begin opkom, toe begin die wind verskriklik waai.
Maar wat ons te doen is, dis net 'n storie, maar nie worry nie. Ons gaan so, dit is so baadjie, as jy nou by Loskop al was, jy weet, dis die groot dam, dan is daar sulke inhampies, waarna jy kan gaan nou, voordat jy nou omgaan daar na die kabel toe, ons weet. En ons gaan so by 'n inhampie, en weet jy wat, daar's lekker bome, en ewe skielik voel ons nie die wind nie. En toe gebeur die volgende, sit hom gou op hom Sam, ekskuus, maar dit het gebeur. Moet jou wys. Dit het gebeur. Nou elke visserman weet, as dit gebeur, dan sit jy jou anker diep en sag neer, en jy het vertoef so bietjie. Ok, haal hom af asseblief, ek voel selfbewus. Maar dit gebeur en die wind waai, maar ons is nie so bewus van die wind nie, want ons is mos nou op 'n lekker plekkie, en 'n lang storie kort, ons kom toe agter, dit begin donker raak, dit is tyd om terug te keer huis toe, en toe ons uit die baai uittrek, toe is daar golwe van so 'n meter hoog, en dan sê papa, nou, moet ons by die huis kom, en toe begin dit reën, weet as ek jong seun, of agter op 'n bakkie of op 'n motorfiets gery terwyl dit reën. Kom aan. Dit voel of iemand jou met klippe in die gesig gooi. Nou is ek, daai boot, ek druk hom, ek sê, nou moet jy vashou my seun. Hy sit voor op die boot, ag en dis net 'n storie, maar hy sit op 'n, ek het eintlik 2 kiddies kampstoele gekoop, waarop hy sit. Nou sit hy voor my, en ek sê, hier gaat ons, en dan toe, en ons laat waai. Maar nou, slaan die druppels my so in die gesig, ek kyk af, en hoop maar, ek kyk het so nou en dan op, kyk, hoor jy na rowwe, nou ek sien, ek staan, en as jy staan, kan jy mos nou jou bene gebruik saam met die golwe, maar DJ sit, op die kinderstoeltjie, en ek druk die boot, en is, en elke keer as ek opkyk en sien ek, dan kom sy kop, en gaan sy kop, en toe ek weer opkyk, toe sien ek nie sy kop opkom nie. En toe die stoel gebreek. En nou moet ek in die middel van die dam stop, want ek weet nie of sy nou oorboord geval, of is hy nog in die boot nie, maar gelukkig was hy toe nog in die boot, nie baie happy met my nie, maar in geval. Maar 'n mens kry in jou lewe mense wat altyd in die veilige hawietjie bly. Nou ek wil mooi met jou praat. En dit is, en ek wil julle ken my, ek praat met die grootste respek, amen. Baie keer is dit mense wat nie ambisie het nie. Hy sit daar en hy's happy met hierdie ou blokkietjie waarin hy bestaan, maar as jy God se stem hoor, God se plan vir jou lewe wil uitleef, is dit baie keer nodig om die see aan te durf, om 'n nuwe destinasie te bereik, verstaan jy wat ek sê? En is baie keer daar waar die storms dan kom, en dan kom die vraag weer by ons om, wat is die rede vir my storm? Almal gaan die storms, en ek het nou so 'n bietjie gedink, en ek wil nie dit definieer nie, maar jy weet, familiestorms. Ken jy dit? Wie almal hier, ek gesels vanmôre, wie is hier op 'n familie WhatsApp groep? Kan interessant raak, né? Nou kom ek sê vir jou, ons het ook 'n mansfamiliegroep. Dis die boringste groep wat jy in jou lewe op kan wees. My pa het nou loudly begin praat in emojis. Jy sê iets, dan sit 'n polisieman wat so staan, dan sê ek soos, wat's dit? Maar daar is partykeer familiestorms. En ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat, maar die waarheid is, laat ek eers teruggaan. As jy die plan van God wil bereik, sal jy iewers in jou lewe die groot see moet aandurf. Verstaan jy wat ek sê? Want Jesus se groot opdrag is, ek en jy moet 'n impak in hierdie wêreld gaan maak. Moenie jou hand opsteekie.
Het jy al 'n huwelik storm gekry? Waar mamma stilstype kry? Wat lag julle so? Dis ernstig, dit is lewe of dood sake daai. Maar mamma kry nie sy stilstype nie. Ek kry stilstype. Ek gaan in vas en gebed in. Maar die waarheid is, ons praat nou so 'n bietjie lig vanmôre, maar wanneer die familiestorm of die huwelikstorm kom, dit raak bietjie moeilik en ons vra, wat is die rede van dit alles? Kom aan. Dis jy, meer as ek. Ek gaan julle iets vertel. Lag, kan ek dit vertel? Ons was net getroud, pappa. Gaan ek dit vertel? En ons kry so 'n bietjie woorde. En mamma raak bietjie opgewerk. En wat sy wou doen, ek weet nie wat sy wou doen nie. Maar kom ek stel dit so, die suikerpot wat op die tafel gestaan het verby my gekom en op die vloer beland. Ek dink sy wou dit regskuif. En die volgende dag, toe is die atmosfeer nog so bietjie styf. En ons stop by die roubord. En kom een van die brakpan golfies langs ons ingetrek. En hy daai doef, 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 doef. En wat se liedjie dink jy speel hy? Ek gooi jou suiker op my. En ek wou daai ou gaan soek en hom bedank en sê, man, ek koop sommer nog 'n drop suspension vir jou golf. Jy het my huwelik gered. Maar die waarheid is, partykeer kry 'n mens huwelikstorms, maar tog in die storm het jy al baie keer gedink, en moenie jou hand opsteek nie, het jy al gedink, sal hierdie ooit werk? Want die storm het die vermoë, terwyl alles chaos is, om jou moedeloos te maak. En dis storms wat kom en dan kom die vraag, wat op aarde gaan aan? Die vraag is, hoeveel meer kan ek vat? Kom aan, wie was al daar? Here, hoeveel meer kan ek vat? En dan kom hierdie gevoel, waar ek en jy, as een dingetjie, en ek gesels sommer nou net vanmôre, as een dingetjie heeltyd verkeerd gaan, raak dit so groot faktor in ons lewe, dat alles begin negatief raak. Is dit so? Jy kan nie meer die mooi sien nie, want die lelik is knaand in jou gesig. En dan kom ons en ons sê, Here, hoekom hierdie storm? Ek sien geen uitweg nie, en ek dink dit is wat mense baie keer maak, dat hulle op bose plekke kom, van lewe neem en daai tipe van goeders, want dit gaan in die storm, wanneer die golwe hoog is, en die donder weer slaan, en jy kan nie sien hoe ek uit hierdie ding uit gaan kom nie, is daar 'n vyand wat baie keer jou emosies wil drein. As jy deur storms gaan, jy's nie uniek nie. Almal gaan deur storms. Ander ou gebruik net beter make-up as jy. Steek dit makliker weg. Maar as ons vanmôre, kom ons breek gou die mure af, en ons sê, ons almal gaan deur storms. Somtyds kyk ons na die lewe en ons sê net vir mekaar, dis nie lekker nie, kom aan. Dis nie lekker nie. Die Here het eintlik 'n paar goed op my hart gelê, maar Jesus self sê in Johannes 16 vers 33, hy sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle vrede in my kan hê. Waar's die vrede? In my kan hê. Dan kom hy en hy sê, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin.
Die realiteit dan wat ons vanmôre vasmaak is dat jy, ek, geen een is gevrywaar nie, maar ons gaan iewers in ons lewe 'n storm in die gesig staar. Wat is die eerste vraag wat in ons opkom wanneer die storm tref? Is die volgende ene. Kom aan, wie kan relate? Here, hoekom? Ek dink dit is die default van die mens om fault finding te doen. Here, wat gaan aan? Hoekom is dit so in my lewe? En ek wil vanmôre vir jou die antwoord gee. Ek gaan vir jou lees Markus 6 vers 45. Ek lees vir jou 'n storie. Maak jou Bybel daar oop as jy wil. Merk dit daar. En sê, op hierdie Vrouedag van 2026 het pastoor Dudley gepraat oor storms. En ek wil 'n paar aanhalings hierso in my eie Bybel sit om my te herinner. Hy sê en dadelik het hy, dit is Jesus, sy disippels gedwing om in die skei te gaan en vooruit te vaar na die oorkant na Betsaida. Onderwyl hy die skare sou wegstuur. Vers 46. En nadat hy van hulle afskeid geneem het, het hy na die berg gegaan om te bid. En toe dit aand geword het, was die skei in die middel van die see en hy, Jesus, alleen op land. Vers 48. En hy het gesien dat hulle swaar kry met roei. Want die wind was teen hulle en omtrent die 4de nagwaak het hy na hulle gekom, al wandelende op die see, en hy wou by hulle verbygaan. Hoe vreemd. Vers 49. En toe hulle hom op die see sien loop, het hulle gemeen dat dit 'n spook was en hard uitgeskree, want hulle het hom almal gesien en was ontstel. Toe spreek hy, Jesus, dadelik met hulle en sê vir hulle, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En hy het by hulle in die skei geklim en die wind het gaan lê en hulle was by hulle self uitermate verbaas en verwonder. Volgende skuif. Ek praat vanmôre met jou oor 2 tipe storms, eintlik is daar 3, maar ek gaan hierdie 2 vir jou gee. In jou lewe kan jy hulle trace wanneer jy in 'n moeilike omstandigheid is. Daar is altyd 'n storm van korreksie en daar is of 'n storm van perfeksie. Sê korreksie, perfeksie. Gaan jy probeer deur dit vat. 2 groot storms in die Bybel wat ek vanmôre gaan gebruik, is die eerste storie, hierdie ene van Markus 6, wat ek nou net vir jou gelees het, waar Jesus die disippels stuur op die see van Galilea, en dan kom die storm. En die ander storie is in die Ou Testament, en ek gaan die storie van Jona, die profeet, gebruik, om gou-gou vir jou te verduidelik. Daar is storms van korreksie in 'n mens se lewe, en as daar 'n storm kom, moet jy jouself kan vra, is hierdie 'n storm van korreksie, of is hierdie 'n storm van perfeksie? Nou ek gaan nou by my titel kom, net so by die einde van as jou gelowe begrawe word. Ek wil net hierdie by jou deurhardloop. Jona was heeltemal buite die wil van God. En hy het deur 'n storm van regstelling gegaan. Die disippels se storm was 'n storm van perfeksie of volmaaktheid. Hulle was binne in die storm en terwyl hulle binne in die volmaakte wil van God was. So dit wil ek vanmôre vir jou sê. Daar is storms, ons ontbloot dit sommer net vinnig. Daar is storms in jou lewe waar God jou aandag probeer trek en sê, dis tyd om jou direksie of jou rigting te verander. Kan jy dit glo? Daar is ook tye wanneer jy in die volmaakte wil van God is en storms nog steeds kom. Maar dit is 'n storm van perfeksie waar God geloof in jou wil bou. 'n Storm wat sê, ek druk jou hier deur sodat jy aan die ander kant kan sê jou geloof het gegroei. En dit wil ek vanmôre duidelik by jou plaas. In die storm ontmoet jy Jesus Christus soos jy hom nie in die nie-stormtyd van jou lewe sou ontmoet het nie. Amen. Nou, dis basies my preek. Daar is storms van direksie. Nou, Jona was eintlik 'n rebelse profeet. Ek weet dit klink erg. Maar Jona was die ou wat God se stem duidelik gehoor het.
God sê vir Jona, jy gaan Nineve toe en jy gaan vir Nineve preek en sê hulle moet bekeer, anders dan gaan ek hulle verwoes. En Jona, wat God se stem hoor, wat 'n profeet is, wat weet wat God wil hê, sê, ek hou nie van Nineve nie. Ek sal eerder gaan sit en kyk hoe God die stad verwoes. Maar die realiteit is, in daardie oomblik ignoreer hy weier. En dit is baie Christene, ek praat doeteenvoudig vanmôre vir jou. Daar is kinders van die Here wat in hierdie plek sit, wat miskien op sosiale media kyk. Jy hoor God, maar jy luister nie. Baie mense noem hulle self Christene, hulle weet presies wat die Bybel sê, en dit is doeteenvoudig, maar hulle doen nie wat die Bybel sê nie. En dit is wie Jona was, wat ek gou vir jou. Hy het letterlik, as jy nou die storie gaan lees, God sê Nineve, hy sê no ways, Tarsis. Dis presies in die teenoorgestelde rigting wat Jona nou gaan. So baie Christene, jy weet presies wat jy moet doen. Jy weet, in hierdie diens, ek het laasweek gepraat oor die Heilige Gees, hoe belangrik dit is. En jy kan vandag in hierdie diens sit, en ek glo, God se Gees sal presies vir jou sê, wat verkeerd is in jou lewe. Jy kan jou vinger sê, dit is wat ek weet, my storm veroorsaak. Maar tog dink ons baie keer, ons sal daarby verbykom. God het Jona te lief gehad, om hom te los op sy weghardloop sessie. En omdat God hom lief gehad het, stuur God 'n storm. Want hy sê, Jona, ek het jou lief, ek gaan nie toelaat dat jy weghardloop van my af nie, maar ek stuur 'n storm, sodat jy jou direksie kan verander en terugkom waar ek wil hê jy moet wees. Ek dink jy kry die prentjie. Daar is Christene, wat in storms is. Jy sê, Here, hoekom hierdie storm? Hier is die antwoord, verander jou rigting. God praat met jou. Jy is besig om in die verkeerde rigting te gaan. Is so belangrik, wil dit weer onderstreep. God stuur die storm, nie omdat hy Jona wil straf en tot kant maak nie. God stuur 'n storm, om te sê, Jona, jy is my profeet, en jy moet kom by die plek, wat ek vir jou voorberei het. As dit kom by hierdie eerste tipe storm van direksie, wie gaan saam met my vanmôre stem in hierdie plek? Ek kies eerder 'n storm nou in my lewe, ek hoor God se stem, en ek verander my rigting, as wat God my los, en eendag in die ewigheid, is daar 'n storm, wat nooit sal ophou nie. As jy in 'n storm van korreksie is, wil ek vanmôre vir jou sê, dis nie 'n God van wraak wat jou straf nie. Daar's 'n God wat na jou roep en sê, verander jou rigting. Hy's 'n God van genade. Wat eintlik vanmôre, en miskien praat ek met iemand in hierdie kerk, ek hoop so, en ek bid dit, ek het die hele week gebid, en ook vir die kamera, hou op weghardloop van God se plan af, verander jou direksie, jou storm kan stil raak, en jy kan in God se perfekte plan ingaan. Die storm van korreksie is 'n God van genade wat na jou roep. Nou, ons het almal nou gesê, storm pastoor, storm. Dit sê vir my, dat elkeen, ek inkluis, en ek doen dit. Here, hoekom? Gaan kyk ek baie keer, Here, wat is dit, wat hierdie storm in my lewe veroorsaak het? Nou, hier is net 'n stukkie waarheid wat ek vir jou wil sê. In hierdie storm is daar altyd kollaterale, wat noem hulle dit, skade, collateral damage. Verstaan jy wat ek sê? Mense, papas, mamas, kinders, wat weghardloop van die plan van God af, dan kom die storm. Maar die realiteit is, en dit is wat my hartseer maak, daar is altyd mense in die proses wat seer kry. Jy sien, toe Jona op die boot is,
Hy wou God by hom uitkom. Maar in die proses was daar matrose en passasiers wat ook in die slag gebly het. En miskien is dit 'n ligte waarskuwing net vanmôre, dat as jy in 'n storm van korreksie is, bid ek dat jy God se stem sal hoor, want jy maak mense om jou ook seer. Jou budget klop nie soos wat hy moet nie. Gaan kyk of jy nog in God se rigting beweeg, of teen God se rigting. Met jou huwelik, met jou familie. Ek glo die gees van God is vanmôre hier. As daar 'n fout is, gaan kyk waar hy die koers verander van God na Tarsus. God het alreeds vir Jona so lief gehad, toe hy sê, boys, ek is die probleem, en dis die harde ene. Om op 'n plek te kom en sê, okay, weet jy wat, ek's verkeerd. Vroue, dag, mamas, julle sukkel partykeer met daai ene. Dis net my vrou wat dit reg kry. Meer waarheid, die manne, dis mos nooit jy nie. Gedraai jy soos 'n vark, maar is nog steeds jou vrou se skuld, want sy het gewat en wat. Huh? Die ding is net, wanneer jy in storms in jou lewe is, moet jy op 'n plek kom soos wat Jona gekom en gesê, weet jy wat, hier is die fout, gooi my oorboord, dan gaan die storm weggaan. En baie mense sukkel daarmee, want dit is so, halwe trotse ding in ons hart. En ek sê sommer jammer al was dit nie ek is nie bang nie. Hoe erken ek die storm van korreksie? Gaan net 'n paar riglyne, gaan ek aanbeweeg. Vra jouself, soos ek al reeds gesê het, hoe het jy hier gekom? Hoe het ek hier beland? Die tweede ding, jy weet, jy het God se stem gehoor en nie gereageer nie. Skryf dit neer, jy gaan weet. Wanneer die storm kom, iewers, as jy 'n kind van God is, en jy laat die Heilige Gees toe in jou lewe, weet ek, het jy iewers God gehoor praat en jy het hom geïgnoreer. Jy weet presies wat jy doen, wat jy nie moet doen nie, maar nog steeds hou jy daarmee aan. God gaan die storm stuur, nie om jou te verwoes nie, maar die storm gaan duur, omdat hy jou lief het en hy sê, verander jou direksie. Die waarheid is, terwyl die storm woed, is Jona aan die slaap onder in die skip. Baie keer in die storm van korreksie, maak die duiwel jou aan die slaap. God stuur mense na jou en op jou pad wat vir jou sê, luister hier, het jy dit gesien? En dan is ons altyd so maar, ag, jy is net jaloers, ag, en jy rebelleer soos Jona sê, ek gaan doen wat ek wil doen. Daar is baie keer mense wat op jou pad gestuur word, wat vir jou liggies aansit, en sê, pas op. Maar wat gebeur? Onder in jou storm, kom die duiwel en hy sit jou aan die slaap. Dis almal se skuld, maar is nie my skuld nie. Ek weet ek praat iemand raak. Dis almal se skuld, maar is nooit my skuld nie. Duiwel sit jou aan die slaap. En weet jy wat is die hartseer? Dat die matrose moes afhardloop in die skip en vir Jona wakker skik en sê, luister my chom, ons is besig om te sink. Sal jy asseblief bid? Weet jy wat is die waarheid? As jy in 'n storm is, en die storm maak jou wakker om te begin bid, moet jy weet, dis 'n storm van direksie, waar jy met jou rigting verander. Luister wat ek sê. Ons laat baie keer ons gebedslewe na. Maar as die storm kom, pastoor, jy moet bid, nou gaan ek bid, nou gaan ek kerk toe kom. As die storm jou wakker maak om te bid, moet jy weet, dis 'n storm van direksie, jy moet jou koers verander. Jona, soos ek al reeds gesê het, steek sy hand op en erken, dis my fout, dis wat ek en jy vandag moet doen. Hierdie ou skyfie wat sê, to change direction will change your destination. Sê amen. Amen. Kom ons gaan oor. Dis die storm van direksie. Die volgende ene is die storm van perfeksie. Hier is die waarheid. Ek lees vir jou Markus 6 vers 45. Ons het dit reeds gelees. Jy kan jou aanhalings maak daar. En dadelik het hy, Jesus, sy disippels, kyk daardie woord, gedwing
om in die skei te gaan. Nou moet jy verstaan, Petrus en sy broers en die res, hierdie was gesoute vissermanne. Hulle het so gekyk na die weer, terwyl Jesus sê, luister, die vaar oor, het hy gesê, Here, ek wil nou nie, ekskuus liewe Jesus, maar hierdie gaan nie werk nie. Die wind is teen ons. Dis nie nou die regte tyd om uit te gaan nie. Nou daar's vertalings wat ek jou kan verduidelik, maar Jesus dwing hulle half basies, vat hom sê, luister, die klim in die skei, jy gaan nou oorvaar. Die storm van perfeksie, is dit baie keer Jesus wat my en jou in die storm inplaas, kan dit wees. Hulle was gesoute seemanne, hulle het die see van Galilea, soos die palm van hulle hand geken. Hulle het geweet wanneer die storm broei, maar tog kom Jesus, en die woordjie gedwing kom eintlik daarop neer, Jesus het hulle 'n sterk opdrag gegee. Nee, hoor hierso, wil hulle nie oorvaar, hy het gesê, klim in die skei, vaar oor. Nou, ons praat geestelik, storms in ons lewe. Daar is partykeer storms in jou lewe, waar Jesus jouself letterlik in die bootjie gesit het. Maar die feit dat hulle die roeispan gevat het, het my gesê, dat iewers het die seil met die mas nou nie meer gewerk nie. En dan kom tye in die kind van God se geestelike lewe, die storm van perfeksie, waar jy voel, Here, maar waar's die wind wat my dryf? En dit raak so 'n bietjie moeilik. In hierdie storm, wil ek vir jou sê, omdraai is nie 'n opsie nie. Wanneer jy in 'n storm is, en jy kan hierdie vraag antwoord, hoe het ek hier beland? En jy kan vir jouself sê, ek het God se stem gehoor. Ek glo hier is nog kinders van die Here wat God se stem hoor, kom aan. Wat weet wat moet gedoen word, en wat nie back down en sê, oeg nee, maar die wind waai nou 'n bietjie erg nie, maar sê, Jesus het gesê, ek klim in my boot en ek gaan. As ons in daardie storm kom, dan kan ons mos nou maar weet, dat God het 'n groter plan met hierdie ding, en dan word omdraai nie 'n opsie nie, want die doel van hierdie storm was nie om aandag op die golwe te vestig nie, maar op die een wat op die golwe kan wandel. In hierdie storm gebeur iets. En ek haal net 2 stukkies uit voor ek amper klaar maak. Wil dan nie jok nie. Vers 48 sê, en hy, Jesus, terwyl hy op die kant staan, het gesien dat hulle swaar kry. Kan ek sê, meneer, mevrou, jong mens, as jy in die storm is, waar God iets uit jou uit wil haal, wat jy nie eens geweet het daar is nie, waar jy geloof moet sterker word, en waar Jesus jou wil kom ontmoet in jou storm, wil ek vandag jou bemoedig en vir jou sê, daar is 'n God wat jou sien. Hy kyk na jou. Wanneer ek en jy by die vraag kom, Here, hoekom, kanselleer daai vraag. Dis nie net hoekom nie, dit is 'n vraag wat sê, hy sien my, hy lei my op hierdie pad. En die ou liedjie, en ek het hom al baie aangehaal, hy sê hierdie woorde, if I never had a problem, I wouldn't know that God could solve them. Amen. God sien alles. Hy weet die geveg wat jy veg. Hy is nie onbekend met jou geveg nie. Matteus 10 vers 29, 31, ek sommer net vinnig ingesit, word 2 mossies nie vir 'n stywer verkoop nie, en nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. Dan kom hy, en ek wil hierdie versie aanhaal, vers 30, en van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. Ek wil vanmôre vir jou sê, in jou storm, daar's verskillende storms, maar in jou storm, daar is 'n God wat elke haar op jou hoof ken. Niks gaan ongesien by God verby nie. Ek ken jy ou grappie van die oom wat opstaan, ons lyk sy hare verskriklik, sê sy vrou vir hom, kan sien die engele was gisteraan daar om stoktyk te vat. Sy hare is getel. God ken elke detail van jou lewe. God het 'n plan vir jou. Hy kom in vers 46 en hy sê hierdie woorde, en nadat hy, dit is Jesus, van hulle afskeid geneem het, hier so iets mooi, het hy na die berg gegaan
om te bid. Die waarheid is, as jy die woord van die Here verstaan in Hebreërs en die Romeine kom dit voor, ek en jy het 'n hoëpriester wat vir my en jou intree wanneer die storm woed. Eerstens, hy is nie onbekend met die storm waardeur jy deurgaan nie, hy sien jou. Maar wil ek nooit sê, ons het 'n hoëpriester wat vir ons bid en vir ons intree. Dit gaan nie net oor, weet, ons gaan altyd die vol toe, en die storm van korreksie, ja, jy moet regstel, maar as jy kan weet, ek is kind van God, ek sê nie ek is perfek nie, maar dit wat ek doen ek met vrymoedigheid, soos asof vir die Here, ek het God se stem gehoor in die saak waarmee ek besig is, maar wanneer die storm kom, dan wil ons sê, wil hy my nou straf? Is die Here kwaad vir my? Maar ons kan baie keer nie sien, hierdie is God se storm, waardeur hy my vat, sodat ek aan die ander kant kan uitkom en sê, ek het hom gesien op 'n manier wat ek hom nog nooit van tevore in my lewe gesien het nie. Hy kom in Romeine 8 vers 34, Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Terwyl die disippels daar in die middel van die see is, dis 'n geroei en is golwe en is wind en is chaos, staan Jesus, hy bid, hy sien, hy sê, ek weet van jou. Ek wil vir iemand vanmôre sê, God weet van jou in jou storm. Amen. En so kom God op 'n plek waar hy my en jou wil perfek en waar hy my en jou wil geestelik laat groei. Hierso, my titel. As jou geloof begrawe word. Iets baie sensitief, ek moet aan die Joey gepraat, vir Gouwer kan praat, sy het my die groen lig gegee. Laas Saterdag gaan begrawe vir ons vir hom les op die plaas. En terwyl ons by die plaas is en ons staan daar gereed om te begin, kyk ek so na my kant toe. En weet jy wat sien ek? Ek sien die ou kussie van as waarin hom les vir as is. En ek kyk op en ek sien Tannie Joey en ek sien ook maar die seer in haar gesig. En toe ek weer so kyk vir die boksie as, toe is asof die duiwel dadelik daar is en vir my sê, jy het so geglo en vertrou vir hom les, maar vandag word jou geloof begrawe. En die vyand val my aan op daardie oomblik en sê, jy het gebid, jy het vertrou, maar daar lê die resultate van jou geloof. Ek weet dis hard, dan jou het my toestemming gegee. Dis wat baie keer gebeur in die storm. Storm van korreksie, storm van perfeksie. Maar baie keer, wanneer die storm nie die uitkoms gee, wat jy wou gehad het nie, en dan kyk jy na die kussie en sê, wat help dit om te glo? Praat reguit. Jy moet verstaan dat in die storm van perfeksie, kom die duiwel in, ook om die direksie te verander. Wanneer jy God moet vertrou en wanneer jy besig is om, dis eintlik 'n heiligmakingstoets, dis 'n geestelike groeistorm, dis 'n storm waarin jy sterker aan die ander kant gaan uitkom, maar dan kom die duiwel en hy trek aan ons en sê, verander, moenie meer in God vertrou nie, moenie vorentoe roei nie, draai terug, gaan weg, gaan daar om die hoekie, gaan kruip weg vir die storm en maak niks van jou lewe nie. Kom aan, praat ek met iemand. En in daardie oomblik voel dit asof jou geloof begrawe word. Ek het dit op die bord gesit, die vyand wil jou storm van perfeksie draai om koers te verander. Geloof is, terwyl ek daar staan en na die tyd, toe ek ry, toe sit die Here hierdie vers in my gedagtes. Wat sê hy? Hy sê, geloof soos 'n mosterdsaad. Geloof van die kind van God kan nie begrawe word om te sterf nie. Wanneer geloof in die grond ingaan, is dit saad
En saad sterf nie, saad groei. As jy God vertrou het vir iets en dit het nie gebeur nie. Dit is nie geloof wat gesterf het nie, maar 'n saad wat geplant word om te groei in die heerlikheid van God op sy perfekte tyd. Geloof in God is nooit verniet nie. Ons praat oor storms en ek wil vanmôre klaarmaak. Dankie Wynand, Mike. Ek wil vanoggend klaarmaak. En ek wil vir jou sê, daar's goed wat jy God voor vertrou het en wees net eerlik. Dit het nooit gebeur nie. En weet jy wat sê die duiwel vir jou? Dis wasted faith gewees. Maar ek praat nou die dag met 'n vriend en hy sê die dinge kom deur. Weet jy wat kom ek agter? Iewers was daar 'n man wat geloof gehad het. En alhoewel alles verby gegaan het en gevoel het, niks kom reg nie, was daar 'n God wat in die skure van die hemel al die geloof wat jy gewys het bymekaar gemaak het om op die regte tyd vir jou deur te kom. Amen. Geloof is nooit verniet nie. Ek wil vanmôre afsluit en ek wil vir jou sê, hou aan met glo. Die jou storie van die saad, terwyl ek so daaraan dink, waar die Jesus praat van die saaiers, daar is 'n duiwel, wat wanneer die storms van die lewe kom, die saad wil oppik, sodat dit nie kan saad skiet nie, amen. Maar ek sê, en hoekom hierdie woord? Want ja, natuurlik, my gebed was net, ek wil, en ek sê dit met respek, gewone mense soos jy wil ek help. Want die lewe is daar vir ons almal lewe die lewe. En soms kom die storms, en dan moet ons in die storm kan identifiseer, watter tipe storm is hierdie? Nou sê ek vanmôre vir jou, die eerste storm is God wat met liefde vir jou sê, verander die rigting waarin jy beweeg. Die ander storm is die storm van perfeksie, waar God jou wil laat geestelik groei. Maar dan is daar ook 'n storm, waar die duiwel wil geloof uit jou hart uitvat, en hy wil vir jou hê, jy moet kom en sê, ag, hierdie goed werk nie, God is nie lief vir my nie, ek gee net op. Hoor die woord van die Here, elke stukkie geloof, wat jy geglo het in jou lewe, word opgegaar in die hemel. En op God se bepaalde tyd, sal daai saad na vore kom. Ek en jy moet dit glo. Ons moet dit glo. Kyk met respek na hom les. Ek het God so vertrou, die Here weet. Ek het gebid, ek het in hierdie kerk my hand op hom gelê, sê Here, doen 'n wonderwerk. Toe werk dit nie uit nie, maar nou moet ek besef, my God weet beter as wat ek weet. Maar die geloof wat ek daarin gesit het, was nie tot my vernedering nie. Dit was geloof wat nog steeds in die skatkamers van die hemel opgevang was. En eendag, wanneer ek op 'n plek kom, waar ek voel, ek sukkel so 'n bietjie om te glo, dan gaan God terug na daai stoorkamer toe, waar ek daardie geloof geberre het. Al was dit nie die uitkoms wat ek wou gehad het nie, God het nog steeds my geloof geberre. Ag, ek wil nie vir iemand sê, goed het nie uitgewerk soos wat jy wou nie. Jou storm het jou getref van 'n kant af en jy het gesê, Here, hierdie het ek nie gesien kom nie. Jou geloof is veilig in die hande van God.